lied sê, Here, meer as ooit raak ons bewus van u genade. Meer as ooit van die bloed wat ons skoon gewas het. Meer as ooit vir elke geleentheid om u te dien en u te ken en in u voetspore te stap. Daarom vanmôre ook die vreugde in ons harte oor die voorreg om geskape te wees na u beeld Vader. Die voorreg om skoon gewas te wees deur u bloed Jesus. Die voorreg om deur die Heilige Gees gevul te wees en uit te leef wat u vir ons beplan. Aan u kom toe alle eer. Amen. Gedeeltes met u deel. En aanvanklik as 'n mens die gedeeltes lees, klink dit vir jou asof hulle nie veel met mekaar te doen het nie. Maar juis in die een gedeelte lê die absolute vervulling van die ander ene. Ons lees uit Jesaja 42, die eerste gedeelte wat ons uitlees uit die Ou Testament. Jesaja 42. En in Jesaja 42 gaan ons lees vanaf vers 1 tot 4. 'n Wonderlike profesie, 'n wonderlike beeld wat hier geskep word. En dan saam met dit, Jesaja 42, 1 tot 4, lees ons uit Matteus 3, in my Bybel op bladsy 4 van die Nuwe Testament. Matteus 3, vanaf vers 13. Ek sal weer die vers aankondig voordat ons begin lees. Ons lees eers uit Jesaja 42, ek lees uit die 2020 vertaling, in my Bybel op bladsy 762, en ons lees vanaf vers 1. Kyk, hier is my diensknegt wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom. Hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie, en 'n dowwe lampet sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek. Hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het. Op sy lering wag die eilande. Daarmee saam Matteus 3, bekende gedeelte, die eerste afspraak wat Jesus gehad het, nadat hy nie net meer skrynwerker was nie. Matteus 3, en ek lees vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea af by die Jordaan aangekom en hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teëgaan met die woorde: Ek behoort deur u gedoop te word en u kom na my. Jesus het hom geantwoord: Laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan, met eens het die hemele vir hom oopgegaan, en hy die Gees van God, soos 'n duif, op hom sien neerdal. En met eens het 'n stem uit die hemele gesê: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Ek lees net tot hier, geliefdes. Wat 'n voorreg om na die woord te luister, om het te hoor, en ook dit toe te pas in jou lewe. Terwyl ons so bly sit, kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, as ek nou my oë sluit, wil ek luiste maak van redes waarom ek dankbaar is oor U. Ek wil my oë sluit en goed waarvoor ek U gewoonlik nie dankie sê nie. Ek wil dit uithaal. Ek wil dit afstof, ek wil die hele tafel vol pak van dit, Here, en ek wil U dank oor alles. Ek wil begin by die klein goedjies, die voorreg om asem te haal, die voorreg om in die teenwoordigheid te wees, die voorreg om te kan hoop, die voorreg om te kan beplan, die voorreg om geliefdes te hê, die voorreg om lief te kan hê, die voorreg om 'n gesin te hê,
Mense wat vir my lief is, wat vir my omgee. Die voorreg om vir 'n maaltyd aan te sit, die voorreg om 'n dak oor my kop te hê. Here, dis goed wat nie almal het nie. En soms kan ons so ondankbaar wees, soms kan ons so blind wees, Here. Soms is ons die mense wat besig is met 'n storm in 'n teekoppie. 'n Klein netelige dingetjie, Here, waaroor ek loop en top, wat my dae opneem, wat my hartseer maak, kwaad maak, angstig maak. Ek wil vandag na die groter prentjie kyk, Here. Ek wil U naam loof, ek wil U teenwoordigheid prys, ek wil van U goedheid getuig. Dankie dat U my lief het. Dankie dat U my lief genoeg gehad het om U lewe vir my te gee. Dankie dat U my voortdurend vul met U Heilige Gees. Dankie Here vir kennis en insig om besluite te neem en planne te maak wat van U afkom. Dankie vir die tyd wat ek op sy kant sit om vir my kinders te bid, Here. Dankie dat U geduld het met my. Dankie Here dat U my toerus met dit wat U ook van my kom vra. Ons bid vandag vir mekaar, ons bid vir ons gesinne en ons families, ons bid ook vir van ons lidmate, Here, wat so 'n bietjie weg is met die lang naweek, wat so 'n bietjie pad gevat het, dat hulle ook veilig sal terugkom, dat U hulle veilig sal terugbring. Ons bid vir ons naby mense, ons bid vir ons ver mense. Ons bid vir ons mense hier, ook ons gesin, ons gemeentegesin, maar ons bid ook, Here, vir ons hartsmense in ons geboorteland. U is daar, Here, waar ons nie altyd is nie. Dankie dat ons ook hierdie geleentheid gebruik, om te weet dat ek U nodig het. Ek kan voortdurend in berou na U toe gaan. Ek kan daagliks sê, ek draai om. Ek leer uit my foute. Maar gaan verder as dit, Here. Moet my nie net vergewe nie. Vul my ook met U teenwoordigheid. Dankie dat ons as gemeente vanmôre die geleentheid het en die voorreg om U naam te bely. Amen. Jesaja 42. 'n volk wat bloei. 'n klomp stikkende mense in een van die donkerste tye van hulle lewens. Babylon het gekom, die wêreldheersers van daai tyd, en groot moeilikheid gemaak. Het die mense getref soos 'n kiem jou nie kan tref nie. Verwoesting gesaai, selfs die tempel waar God bly, teen die grond. En die ouens wat hierdie wrede woeste aanval oorleef het, het hulle weggevoer terug Babylon toe om as slawe te gaan werk. Jy het 'n slaaf geword vir Babylon, jy sou verseker dat dit 'n goeie koninkryk word. Dit was nagdonker vir God se mense. En in daai tyd het die Jode geglo dat God agtergebly het in daai platgeslaande tempel. God is nou maar daar waar die brokstukke lê, en dan trek Jesaja saam en sê nee. God het nie agtergebly nie. God is ook hier. Hier waar dit nou baie sleg donker is, God is ook hier. God is hier teenwoordig. Nou dis een ding om te sê dat God oral is, en ons sê dit gereeld. Dis 'n ander ding om in die donkerste tyd van jou lewe te bely, God is ook hier. Dit word so donker in hierdie mense se lewens, dat hulle op 'n stadium Psalm 137 skryf. Wie van julle ken Psalm 137? Daar staan geskryf: by die riviere van Babylon het ons lang trane gehuil oor ons verwoeste plekke in Sion. Ons het ons liere aan die wilgertakke opgehang. En toe die wrede wegvoerders vir ons vra, sing vir ons nog 'n lied uit Sion, het ons gesê, maar hoe kan ek sing in 'n vreemde land? Nou die van die wat in 1979 al geleef het, sou geweet het, daar was 'n Engelse lied, Rivers of Babylon.
Dis 'n toonsetting van Psalm 137. As jy dit nie geweet het nie, weet jy dit nou. Presies dieselfde woorde. Maar dan kom Jesaja en hy sê, ek het goeie nuus. God gaan iemand stuur. God noem hierdie persoon my dienaar. Kom ek vertel vir jou wat God sê Jesaja. Hy sê, Jesaja 42, ek gaan my dienaar stuur. My dienaar wat ek ondersteun. My uitverkorene wat my binneste laat jubel. Ek gaan my gees oor hom uitstort en ek gaan hom stuur om reg aan alle nasies te laat geskied. Nie net die Jode nie. Alle nasies. Ek gaan hom stuur tot so ver as die eilande toe. Nou die eilande in daai tyd was beskou as die einde van die aarde. Selfs tot daar gaan ek hom stuur. Wonderlike nuus. En dan verduidelik Jesaja hoe hierdie dienaar gaan lyk. Hy gaan nie met 'n harde stem praat nie. Hy gaan nêrens op die strate loop en skree nie. Hy gaan by die geknakte riete stop en daai lampitte wat amper uitgedoof is, daai liggies wat nie meer brand nie, hy gaan nie by hulle verbygaan nie. Hy gaan die reg van God tot by die uiteindes van die aarde bring. Dan kom ek verduidelik vir jou, dat het toe 'n paar eeue gevat, voor die dienaar gekom het. Letterlik 6 eeue. 6 eeue later is daar op 'n dag 'n jong man, 30 jaar oud, bloedjonk. En hy trek vir oulaas die skrynwerkershuise deur agter hom toe. En hy sê dis tyd. Op hierdie stadium is Israel lankal nie meer in ballingskap nie, hulle is terug huis toe. Hulle het alles weer intussen begin opbou, die tempel staan ook weer. Dan vat hierdie man die pad. En uiteindelik sou hy net vir 3 jaar op hierdie pad wees. Ouens wat somme maak en stippellyntjies agter sy tree sê ongeveer tussen 4.800 en 5.000 kilometer in hierdie 3 jaar afgelê. Want toe die dienaar van God kom, sit hy nie in die troonsaal nie. Jy tref hom aan op 'n stofpad. En laat ek vir julle sê, ek dink hy het 'n paar sandale deurgeloop. Agter seer mense aan, siekes, soekendes, uitgeworpes, stikkendes, verlorenes. Hy begin toe ook sy reis en hy vat dadelik die pad Jordaanrivier toe, 6 dae verder. Kom by die Jordaan aan, tref sy klein neefie daar aan, Johannes die Doper. En sê, jy moet vir my iets doen. Ek moet met my bediening begin. Jy moet vir my iets doen. Ek wil hê, jy moet my doop. Nou daardie stadium, as jy die voorafgaande gedeelte gelees het, het Matteus 3, het Johannes nogal baie mense gesê, kom, laat ons julle sondes van julle afwas. Selfs van die Fariseërs en die Sadduseërs het daar opgedaag met verdraaide redes, hy het hulle vinnig uitgesorteer, maar hy het gesê, kom almal, kom was jou sondes af. En hier daag sy neef uit Nasaret uit. En hy sê, jy moet my doop. Nie 'n blote familiebyeenkoms nie, nie meer, ek is bly om jou te sien, my neef nie. Sy neef wat sê, jy moet my doop, en wat gebeur? Johannes weier. Uiteindelik sou hierdie neef van hom 'n rede gee waarom hy hom moet doop. Vers 15, jy moet my doop, sodat die geregtigheid vervul kan word. Jy moet my doop, sodat die wil van God vervul kan word. Maar aanvanklik weier Johannes. En nou dink 'n mens, jy ken die rede, jy weet die rede hoekom Johannes geweier het. Hoekom het Johannes geweier? Ons dink al die jare nog. Johannes het geweier, omdat hy geweet het, Jesus is die Messias. Jesus is die verlosser. Jesus is die een wat kom wat die mense gaan bevry. Jesus is die groot koning vir wie almal wag. Dis hoekom Johannes hom nie wou doop nie.
Maar dis nie waar nie. Johannes het dit nie geweet nie. En jy kom dit agter as jy die evangelie volgens Johannes lees. Nie hierdie Johannes nie, ander Johannes, wat skryf oor hierdie Johannes die Doper. Dan staan daar geskryf in Johannes 1 vanaf vers 29, vers 31. Ek het hom ook nie geken nie. Dit sê Johannes die Doper die dag nadat hy Jesus gedoop het. Ek het hom ook nie geken nie. Ek het nie geweet wie hy werklik is nie. Ek wat doop met water, toe het God vir my gesê, die een op wie die Gees van God kom, die een op wie die Gees van God kom en bly, hy gaan doop met die Heilige Gees. Jy moet hom doop. En toe doop ek hom. En toe skeur die hemel. En toe kom die Gees soos 'n duif en toe besef ek dis die Seun van God. Dit het hy eers agterna besef. Hier was geen geheime onthullings aan Johannes die Doper nie, geen geheime mededelings, geen voorkennis waarvan hy kennis gedra het nie. Toe hierdie Jesus voor hom kom staan, het hy nie geweet regtig wie hy is nie. Hy het hom geken as sy kleinneef. Maar hoekom wou hy hom aanvanklik nie doop nie? Jy sien die Jesus wat hier voor hom kom staan, was volledig God en volledig mens. En Johannes die Doper het hom as mens geken. En hy het geweet, hierdie neef van hom is perfeksie soos wat jy nog nooit by 'n mens gekry het nie. Hy doen niks verkeerd nie, hy sê niks verkeerd nie. En daarom sê hy, ek ken jou al so lank, ek moet eintlik deur jou gedoop word. Ek doop om mense se sondes af te was. Ek sien nie van die goed by jou nie. Hoe kan ek jou doop? Baie mense sê, jy moet groot gedoop word omdat Jesus groot gedoop was. Jy word gedoop, maak nie saak hoe groot jy is nie, om die afwassing van jou sondes te bevestig. Dis nie hoekom Jesus gedoop was nie. Jy kan dit nie vergelyk nie. Jesus word hierdie dag gedoop en hy dring daarop aan, want dit was tyd om sy bediening te begin. Dit was tyd dat die wêreld sou kennis neem wie hy regtig was. Dis hoekom hy gedoop moes word. Uiteindelik doop Johannes hom. Twee goed gebeur. Die hemel is skeur oop en die Gees van God daal soos 'n duif op hom neer. En in daai selfde oomblik die stem uit die hemel wat sê, hier is my geliefde seun, in hom verheug ek my. Hoor jy die woorde van Jesaja 42? Hier is my dienaar, wat ek ondersteun. Hier is my uitverkose een, wat ek uit die diepte van my hart liefhet. Ek sal my gees op hom laat neerkom, en hy sal reg geskied, laat geskied aan alle nasies. Hoor jy, dis dieselfde woorde, hoor jy, dis dieselfde stem, hoor jy, dis dieselfde stem wat sê, hier is my dienaar, hier is my seun, in hom verheug ek my, in my binneste is daar groot jubelings oor hom. Dis hoekom Jesus gedoop is. En van hierdie oomblik, 'n ander fase in sy lewe, gees vervuld, Heilige Gees op hom, bonatuurlike wysheid, bonatuurlike krag, bonatuurlike omgang met mense, heeltemal anders as Jesus van Nasaret. En op 'n stadium maak hy dit duidelik, toe die Heilige Gees op hom gekom het, was hy in staat tot soveel meer as voorheen. Hy sê dit ook in Matteus 12, toe die Fariseërs hom vasvat oor alles wat hy doen, en hom eintlik beskuldig dat hy met die krag van Beelzebul, die owerste van die bose doen, dan sê Jesus, nee, ek doen dit uit die krag van die Heilige Gees,
want die koninkryk van God het naby gekom. Petrus getuig oor dit, Handelinge 10, vers 38, dieselfde. God het Jesus gesalf met die Heilige Gees en toegerus met sy krag, sodat hy kan rondgaan om goeie werke te doen en mense te kan genees. Hierdie oomblik verander Jesus se lewe. Asof hy sê, hier is ek. U seun, u dienaar. Die een wat u na in die hart lê, die een wat u hart vol maak met jubeling. Ek is hier. En ek gaan volg in die spore wat u vir my laat. Maar nou kan hy sê, ek neem kennis hiervan. Dis hoekom hy gedoop is, dis die rede. Maar wat nou? Wat hiervan? Ek is vanmôre hier 'n boodskap te bring, wat die waarheid moet reflekteer, en jy moet jou lewe aan hierdie waarheid meet, en jy moet hierdie waarheid aanvaar, en hierdie waarheid moet jou motiveer. Jy moet anders gaan leef, maar wat doen hierdie oomblik aan my waarheid op hierdie oomblik? Hierdie oomblik word die groot sentrum. Dit wys nie net terug na Jesaja 42 nie. Dit word nie net 'n profesie vervul nie. Dit sou ook heenwys na die volgende 3 jaar. Na elke geknakte riet op sy pad. Na elke lampet wat nie eintlik meer lig maak nie, amper uitgedoof is en wat lig nodig het. Na elke mens wat na reg gedors het. Maar nie net die volgende 3 jaar nie. Ook my en jou lewe, vandag. Want hoor mooi wat Johannes die Doper sê daai dag, toe hy hom moes doop. God wat sê, jy moet hom doop, die een op wie die Gees kom en bly, jy moet hom doop, want hy gaan met die Heilige Gees doop. En ook in Matteus 3, as jy die vooraf vers lees wat Johannes sê, hoor jy, ek is nie werd om u te doop nie, ek kan nie eens u skoene vasmaak nie, want u doop met die Gees en met vuur. Dan kom jy agter, hier's bietjie meer aan hierdie teks as wat 'n mens dink. Hier is meer. Want die oomblik toe hy gedoop word, ontvang hy die Gees, om ook weer daarmee te doop. Om dit oor mense te laat kom met wie hy te doen kry. Om hierdie Gees met mense te deel, wat hulle knie voor hom buig, wat hom volg, wat sê, Rabbi, Redder, Messias. Op daardie oomblik ontvang hy die Heilige Gees, om dit weer vir elkeen te gee, wat glo. Weet jy wat? Is vanmôre so belangrik om dit te hoor. Want by Jesus se doop kom God eintlik en sê, ontmoet jou redder. Ontmoet die dienaar. Ontmoet jou redder wat jou lewe gaan verander. Ontmoet jou redder wat alles anders gaan maak in jou lewe. Ontmoet jou redder wat in jou plek gaan hang. Ontmoet jou redder wat jou ten volle gaan verlos. Ontmoet jou redder wat jou ten volle leeg maak van skuld en smet en sonde, sodat hy jou weer kan volmaak. Ontmoet jou redder wat jou leeg maak van skuld en smet en sonde, sodat hy jou kan volmaak met sy Heilige Gees. En dis eintlik wat bekering beteken. Nie 'n eenmalige gebeurtenis, nie 'n daaglikse gebeurtenis, waar ek vir die Here sê, maak my skoon, maak my leeg, reinig my, kyk in genade na my, maak my leeg, Here, sodat U my weer kan vul met U Heilige Gees. Bekering, metanoia, Grieks, beteken letterlik die omdraai van gedagtes en 'n binneste. Maak my leeg, Here.
sodat U my met die Heilige Gees kan vul. Weet jy wat sien ek baie? Ek sien baie Christene wat leeg is. Hulle weet om te vra, en ons doen dit gereeld. Vergewe my, genees my, vat die sonde weg, vat die skuld weg. Begin van vooraf met my. Maak my leeg, Here, van hierdie goed wat my lewe volmaak en waarin ek so swaar dra. Maar dan gaan hulle nie verder nie. Dan sê hulle nie, en as U my leeg gemaak het, maak my meer vol met U Heilige Gees nie. Help my om vrug te dra wat by my pas. Die Fariseërs was seker van Jesus se grootste volgelinge. Hulle was altyd daar. Die Fariseërs wat baie keer op plekke gewees waar Jesus se volgelinge nie was nie, met elke gesprek, elke tree, elke nuwe horison, was hulle maar daar. Nie sodat hulle kan leegmaak nie, maar sodat hulle met hom kon fout vind. En jy sien die Fariseërs se hele sonde besef, was hulle geloof. Hulle hele geloof het om goed gedraai wat jy nie moet of mag doen nie. Jy mag nie dit eet nie, jy mag nie daar loop nie. Jy mag nie hierdie tyd op daai manier wees nie. Jy mag nie op daai manier teenwoordig wees nie. Jy mag nie daai doen op 'n sekere tyd van die dag nie. Hulle hele geloof het gegaan oor moenie en mag nie. Hulle het nooit gekom om te sê, ledig my, maak my leeg van my smet en my sonde, sodat U my weer kan vul nie. En ek en jy is nie vandag Fariseërs nie, maar ek dink ons trap baie keer in hierdie struik. Ons sê, maak my leeg, vergewe my, maar ons vergeet om te sê, vul my ook weer. Daarom weet ons is vry, maar ons wys dit nie. Daarom weet ons is vergewe, maar jy sien dit nie altyd in ons lewens nie. Was daar met Nicodemus gekom en ek maak amper klaar, in die nag, ook 'n Fariseer, en hy sê ek wil omdraai, ek wil bekeer, ek wil hê iemand my leeg maak. Wat sê Jesus vir hom? As iemand nie uit water en gees gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy kan nie net sê, maak my leeg nie. Jy moet juis ook sê, maak my vol. Hy, op wie die gees van God soos 'n duif kom en op hom neerdaal, sal doop met die Heilige Gees. En dis wat U gedoen het, Here. En nou kan 'n mens vra, hoe kry jy dit? Hoe word jy vol? Wat doen jy om dit te verkry, om deel te hê daarin? Daar's 'n teks in die Bybel wat baie keer soveel keer misaangehaal word. En mense dink as jy oor Matteus 7 vers 7 praat jy oor materiële goed. Hulle dink aan die strandhuis, die tweede kar, die nice huis, die vet bankrekening. En dan haal hulle die teks aan wat sê, vra en vir jou sal gegee word, en soek en jy sal vind, en klop en vir jou sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, kry, en elkeen wat soek, vind, en elkeen wat klop vir hom word oopgemaak. Maar dan gaan 'n mens verder na staan eintlik, as julle wat eintlik swak mense is, weet om vir julle kinders goeie geskenke te gee, hoeveel nie te meer God uit die hemel uit nie. Hierdie teks gaan nie oor materiële goed nie. Dit gaan
gaan oor dit wat net Jesus kon en wel gebring het. Johannes die Doper het die volgende dag getuig. Ek het hom gedoop en ek het die Gees soos 'n duif op hom sien neerkom. En van daar af sou hy met die Heilige Gees doop om geregtigheid te bring vir elkeen tot in die uiteindes van die aarde. Dit raak my lewe vandag. Ek wil vandag teruggaan. En ek wil vra, Here vergewe my. Here was my skoon, Here maak my rein. Here vat die las weg. Here maak my leeg. Maar as ek dit klaar gevra het, wil ek ook vra, Here, maak my nou vol. Maak my nou vol. Vergewe my. En dan vul U my. So klein naskrifie. As jy wil, sal ek vir die teksgedeelte vandag deurstuur. Dis 'n paar hoofstukke verder. Kom uit Matteus 12, vers 17 tot 21. Waar Jesus hierdie spesifieke gedeelte uit Jesaja 42 aanhaal. Om na homself te verwys. As jy dit vandag gaan lees, vanaand later, wees dankbaar. Hy wat jou kan leegmaak, kan jou ook volmaak. Amen. My vreugde is groot, Here. U het my nie net verlos nie, nie net gered nie, nie net skoon gewas nie, nie net leeg gemaak nie. U vul my ook met U Heilige Gees. U stel my in staat om vrug te dra, om ander te raak. U stel my in staat, Here, om nie net kennis te neem van die Messias wat eenmaal gekom het om my lewe te verander nie, maar U stel my in staat om elke dag te leef voor die en by die en saam met die Messias wat my lewe steeds vandag, dag na dag raak. Saam met elke vergewe my, Here, wil ek vra, maak my ook vol. Saam met elke maak my leeg, wil ek vra, vul my ook weer. Dankie vir die voorreg om U te ken en U te dien. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen bly en wees. Amen.